Ek weet elkeen van ons wat hier is vanoggend, het 'n verwagting. Ek weet elkeen van ons wat hier is hier met 'n rede. Party van ons is hier regtig om antwoorde by die Here te kry. Ander sê, my hart is oop dat ek saam leer. Ander is, ek wil net nie alleen wees nie, ek wil saam kuier, saam met my medegelowiges en broers en saam met die Here. Wat ook al die rede is om hier te wees, mag ons daai fokus nou so net sit en dit sê, Here, mag U verheerlik word in my gedagtes en hoekom ek hier is, want ek is hier vir U. Nou die naweek wat verby is, het ons bietjie ons medewerkers opleiding, naweek visie vang, fokus gehad, en dit was so kosbare tyd om regtig weer by mekaar te kan sit, mekaar se harte te kan hoor en te kan sien, wat is dit wat op Vader se hart is vir nou, vir wat ons verder vorentoe gaan. Verlede jaar het ons so deur Efesiërs gewerk, en soos jy self weet, ons sê, dis die bloudruk. Dis die bloudruk wat die Here vir ons as 'n gemeente gee, hoe om te bou. En nou, die bouers, wat nou saam gaan help bou, en sê, yes Lord, ons is hier, ons wil graag fokus, ons wil graag sien wat U vir ons het, ons wil graag saam met U beweeg. Nou, heel eerste, om te kan bou, is daar so 'n klomp dinge wat aan die gang is. Maar een ding is seker, jy kan nie alleen bou nie. Dit vat 'n ewigheid. Enige bouers hierso wat net alleen bou, ek sien, waar is jy? Ek wil sien hoe like Superman. Want jy kan dit alleen doen nie. Partykeer wens ek, can the world not be according to your hamburger? Dat sal alsmos perfek wees. Is almal nou so perfek soos ek is, nee. Partykeer dink ons so. Ja, maar as almal net kan dink soos ek dink, dan gaan die wêreld so maklik wees. En dan kom ons agter, ek dink nie heeltemal so reguit altyd nie. Ek het partykeer iemand nodig om my te help. Nou om te kan bou, is daar 'n groot span en strategie agter. Jy moet die bloudrukke kry, jy moet die materiale kry, jy moet die mense kry, daar is soveel dinge, die finansies, daar is soveel dinge wat moet gebeur om in net 'n gewone bouproses. En alles wat op die aarde gebeur in die geestelike net so. In die geestelike, waar ons dit nie alleen kan doen nie. Ons kan dit nie alleen doen, dit is onmoontlik, en daarom bring die Here ons bymekaar, en hy sê, ek het 'n werk vir julle, wat saam te kan wees, in eenheid, in my koninkryk. Nou, soos wat u hierso sit, beleef jy die Here uniek. Jy hoor die Here uniek. Party van die mense is hoormense. Jy sal nog so besig wees, en dan daai stil stemmetjie, jy sal hom hoor. Dan weet jy, was die Heilige Gees wat nou met jou gepraat het. Party van julle is gevoelsmense. Julle sal hierso sit, en dan sal jy, die teenwoordigheid van die Here was so kosbaar vandag. Hy is hier, hy het my net aangeraak. Gevoelsmense. Dan is daar ander mense wat kan sien. Hulle sien 'n ding en hulle sien hom anders. Maar hoe dit ook al, hoe die Here met jou praat, heel eerste, hy praat deur sy woord met ons almal. As mens reg deur die woord sien, dan sien ons wat sê die Here. Dis wat sy woord sê. Dis hoe die mense geoperate het. God het gespreek en hulle het gedoen, maar hulle het dit gedoen in hulle unieke manier. Elkeen op sy unieke manier. Vanoggend, as mense net kan kyk, van die voordeur waar jy ingestap het, mense wat u groet, mense wat hulle harte oopmaak, hulle hande oopmaak, hoe het hulle daar gekom, het hulle daar gaan staan, hulle gaan net hulle eie dit wil doen nie. Die kinderkerkonderwysers, wat nou besig is daarso, dis nee, dankie, nee. Daai kleintjies, hulle gaan almal soos oorlogsoldaatjies daar uitstap as ons daar klaar is met hulle. Wat ook al 'n roeping is om hier te doen, so roep die Here ons in ons werksplek, in ons huis, in die plekke waar ons is. Maar hoe hoor jy die Here? Dat hy met u gesels, want hy is uniek besig met elkeen van ons.
Hy praat heel anders met u as wat hy met my praat. Maar weer eens, ons kom terug, die woord is die fondasie. Hy gaan nie iets anders vir vra wat teen die woord is nie. Sy woord is basis. Van daaraf werk ons. Maar hoe hy dit ontsluit, is uniek tot jou en my. Nou, verskoon tog vir die storie wat ek gaan vertel, maar ek dink party van julle het hom al gehoor. Maar net toe ek so in die bediening inbeweeg het, was ek baie onseker oor my toekoms. Ek was al in die Bybelskool gewees en toe gaan ek op 'n Life Direction camp van OM. En terwyl ons besig om te bid, die een vroutjie sit so by my, ons bid, en sy draai sy kyk vir my, "What did you see while I was praying?" Ek dacht, my gedagtes het seker gedwaal, terwyl die vrou gebid het, want ek het nie regtig gekonsentreer wat sy gebid het nie. Maar sy sê, ek is 'n prentjie mens, ek sien in prentjies. En toe dink ek, moet ek nou eerlik wees, of moet ek nou, want dit klink nou baie geestelik hierdie, en ek weet nie of ek nou so geestelik was nie. Sy sê, okay, while you were praying, I was sitting on a mountaintop, right there on a rock. Dit was 'n Engelse kamp. And as I was looking down the valley, it was very dry. Dit was so droog en dit was donker en ek kon nie verstaan nie, maar dit was 'n geel blommetjie. So geel blommetjie wat uitgestaan het en dit was donker. En die volgende oomblik toe kom die son op hier van agteraf en toe is daar bergtoppe hier rondom my en die bergtoppe word verlig. En dis wat ek gesien het. Ek sê, remember it. Don't despise this. Remember this. Nou, okay. Ek dacht, my gedagtes het nou net gedwaal. 3 maande later, dit was in Durban gewees. 3 maande later het ek kuier by 'n vriend van my wat in OM is in Wellington en ek gaan kuier by hom. En die oggend vroeg met opleiding met Wellington met OM en ons gaan dan Beinskloof uit op die pas en ons ry tot bo en ons sit daar en ek het die gitaar is besig om te sing en so dis 'n hele groep daar so en terwyl ek so op die rots sit, die volgende oomblik toe kom die son hier agter my op en die bergtoppe begin so verlig word hier rondom my. Maar terwyl ek daar sit, toe sit ek in daai prentjie wat ek 3 maande gelede gehad het, wat ek sê, don't forget this. En ek kyk so af in hierdie vallei onder, toe die vallei gebrand, dit was pikswart gebrand. En ek onthou daai geel blommetjie, maar ek sien hy soek hy geel blommetjie, en ek sien geel geen blommetjie wat hier rondom my is nie, maar ek sit in daai prentjie. Maar ek is eintlik so overwhelmed en ek sê, Here, as U besig is om met my te praat, gee my daai geel blommetjie asseblief. Ek soek daai geel blommetjie, want dis al wat nou missing is in hierdie hele prentjie. En laag gelaat en opgepak en ons klim in die kar, ons klim in die bakkies en ek sit agter in die bakkie en hier kom een van my vriendinne aangestap, Naomi, sê, Johan, moet dit nie op 'n verkeerde manier opvat nie. Maar die Here sê ek moet hierdie vir jou kom gee. En daar bring sy vir my daai geel blommetjie. Julle toe fynd ek amper. Sê Here, U weet waar ek is op die oomblik. Dit was vir my so groot net om te besef, nou ek is bewus van die Here, ek weet die Here is met my, ek weet ek sing dit, ek weet ek praat dit, ek weet ek lees dit, en ewe skielik is dit werklikheid op daai oomblik. Die Here weet van my. En sy bring daai geel blommetjie. Lang storie kort te maak, 'n jaar later, toe ek in Wellington vir opleiding vir diensjaar vir Christus, waar ons opleiding kry, en ons het hoeveel oggende opgery by Beinskloof toe, daar gaan sit en sing. Ek het in dieselfde kamer gebly, in dieselfde bed geslaap, wat ek gaan kuier toe ek by Jan was. Toe die Here vir my gesê, dis waar jy na toe gaan kom.
Ek het dit nie gesien op daai stadium nie. Ek het dit nie verstaan op daai stadium nie. Maar die Here was besig om met my te praat en weet u, omdat ons so hardloop en aan die gang is, wanneer die Here op ons skouer tip of wanneer hy met ons wil praat, dan mis ons hierdie geleenthede verskriklik baie. Ons mis dit waar hy baie keer met ons praat. En daar was baie sulke geleenthede wat ek stories kan vertel ook, wat ek het beleef het en waar ek het totaal al gemis het. Waar ek weet die Here wil vir my nou iets wys en ek het nie nou die tyd vir hom nie. Die Here is so intens besig met elkeen van ons. Met elkeen van u. Maar weet u, omdat ons so besig gehou word en besig is met ons eie dinge in die wêreld en ons eie goeders, het ons mense nodig. Wat sou gebeur het as daai vroutjie nie vir my gesê het, gevra het, Johan, wat het jy gesien terwyl ek gebid het? Ek mag het gemis het. Wat as Naomi gedink het? Ag nee, dis nou belaglik hierdie. Ek gaan nie vir hom 'n blommetjie gee nie, want net nou dink hy, want ek is nie. Weereens, die bevestiging waarna ek gevra het vir die Here, kon ek gemis het. Wanneer die Here vir ons vra om te bou, is dit, kan ek gehoorsaam wees aan sy stem, of is dit nie nou vir my nie? Dit pas nie in my prentjie in nou nie. Hamies, een van ons vriende, vertel vir ons, hulle bly in 'n baie arm gedeelte daarso in Kuilsrivier, waar hulle uitreik na mense toe. En eendag sit hy en sy vroutjie, en die Here vra vir Altie, sê vir Altie, sy moet 'n koek bak. En Altie sê, redeneer is, nee, okay, goed. Op die ouend bak sy die koek. As die Here, wat nou? En hulle beleef in haar hart, sy met die straat af. Hier is met die koek in die straat af. Here, dan wat nou? Is daar iemand wat op die straat 'n koek nodig het, of wat is dit? Kom by 'n huis, en hulle voel in hulle hart, dis hier. Dis nie 'n stem, okay, draai nou links, dis 'n belewenis. Sy is 'n gevoelsmens. Sy werk op baie gevoel, wat sy leer ken het as die Heilige Gees, druk dit op haar hart, sy doen dit. Hier maak sy die deur oop. Hy maak 'n oom die deur oop. Hier staan hulle met die koek, hy sê, oom, ons het nou hierdie koek gebring, ons weet nie of oom 'n koek nodig het nie, maar hierdie koek is vir oom. Die Here het op ons hart gelê, ons moet hierdie koek vir oom bring. Daar bars die oom in trane uit, toe sy 80ste verjaarsdag. Niemand het uitgereik na hom toe nie. Sy kinders het nie gebel nie. Daar's niemand en dit sê, Here, as jy nog ten minste daar is, sê vir my, jy's daar. Hier staan hulle met die koek en sê, oom, die Here het vandag vir ons gesê, ons moet hierdie koek vir oom bring. Want hy is lief vir jou. Hy is met jou. En daar kon hulle by daai oom sit en hom bedien en net saam kuier. Was daar 'n stem en sê, altyd jy moet 'n koek bak, want daar's 'n oom wat in nood is? Nee. Hoe praat die Here met u? Kan ons reageer op wat hy van ons vra? Baie keer dink ons aan groot goed. Ons moet hierdie groot goeders doen, maar dis in hierdie klein dingetjies wat die lewe oopsluit, die werklikheid oopsluit vir God se teenwoordigheid. Vir God se teenwoordigheid. Ek dink as ons so om hier kan, het ons baie sulke stories om te vertel. Om te bou. In 1 Korintiërs 3 vanaf vers 1 tot 15, hier praat Paulus oor hierdie proses van bou, en party sê, ek behoort aan Paulus, ander sê, ek behoort aan Apollos, ek behoort, en so beklei hulle en stry hulle onder mekaar, oor wie behoort ek, en sê, ons behoort aan Jesus Christus, sê Paulus. En ek wil hierso gaan dan nou, nou so vanaf vers 4 af. Want die een sê, ek is van Paulus, die ander een sê, ek is Apollos, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan? Wie is Apollos anders as dienaars, deur wie julle gelowe geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het. En dit soos die Here aan elkeen gegee het.
Hy het dit aan jou gegee, aan my gegee. Elkeen gegee het. Vers 6. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Vers 7. So is dan hy wat plant en hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een. Dit wat jy doen, dit wat jy doen, dit wat jy, ons is een, ons bou sy koninkryk. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Partykeer is dit baie lekker. Ons bou 'n huis. Ek sit en drink koffie, maak dit seker die baas my nie sien nie. En as hy opstaan, dan bou ek boeta. Maar die Here sê, my kind, werk saam met my. Op baie keer is ons loon nie op hierdie aarde nie. Ons loon is vir die tyd wat kom in sy koninkryk, waar elkeen van ons beloon gaan word vir sy werk wat hy gedoen het in die koninkryk. So die pastoor het die wonderlike geleentheid, nee. Julle ken nie my hartie. Hatata. Hoe weet julle ek wil hier wees vanoggend? Dalk staan ek nou net hier omdat ek moet. Dink julle die Here sal dit eer? No way was hy. Hy sien my hart, hy sien ons harte. Sê my kind, werk saam met my. Werk saam met my. Vers 9. En hierso ek wil graag hierdie met u deel. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 9. Want ons is medewerkers van God. Van God. Die akker van God. Die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat hy aan my gegee het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. En Paulus praat in Efesiërs, die fondament het hy gelê deur die apostels en die profete. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê wat al reeds gelê is nie, en dis Jesus Christus. En hy het gepraat van die hoeksteen en hoe ons moet bou van dit. Want niemand anders kan 'n fondament lê as wat reeds gelê is nie, dis Jesus Christus. Hy is gelê en nou moet ons bou. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Weereens, dis nie koöperatief nie. My werk, wat ek gevra is om te doen. U werk, wat gevra is om te doen, sal aan die lig kom. Nie wat ek wil hê mense moet sien nie, maar dit wat God sien, want ek is sy medewerker in sy koninkryk. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur die vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Daai vuur wat baie keer brand in ons lewens, brand al die hooi en die stoppels en die goeders weg. Al die goeders wat ons laat grand lyk, dan kom ons weer terug en sê, Vader, my hart behoort aan U. En net die goud en die silwer en die edelgesteentes wat gebou is bly staan. Al die ander goedjies wat ons bou, dit val weg. Elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat deur die vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal sy loon ontvang. En as iemand se werk verbrand, sal hy skade ly, alhoewel self gered sal word, maar soos een wat deur die vuur heen. Weet julle nie, dat julle tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Sy Gees wat in my woon, weet alles van my. En hy vra my om saam met hom sy koninkryk te bou. Die kerk hier,
dis nie God se koninkryk nie. Dis waar ons oefen. Dis hier waar ons saam kuier. Dis hier waar ons skouers skuur. Dis hier waar ons mekaar kan help en rigting gee. Dis hier waar ons langs mekaar kan kom en sê, Vader, help ons om dit wat U mee besig is te kan bou oral waar ons gaan, dat U verheerlik mag word. Dit wat ons hier doen, gaan vir hom. Dis sy eer, dis vir sy koninkryk. Maar ek wil vir u sê, ons het ergens 'n plek nodig waar ons kan oefen. En dis hier. Dis hier waar ons vrymoedigheid leer. Dis hierso waar ons leer om uit te staan. Dis hier waar ons leer getuig. Dis hier waar ons leer uitreik na mense. Dis hier waar ons hoor hoe wat hy vir ons sê. Hier waar ek ontdek sy hart vir my. Maar ons gaan uit. Ons is 'n uur hier by mekaar. En die res van die tyd leef ons daar buite. Daar help ons bou sy koninkryk. Vers 13. En elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur die vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. Ons kan vir mekaar wys hoe oulik is ons. Maar dis die Here wat my hart ken, wat my roep, wat my praat en sê, Johan, my seun, kom in lyn, kom saam met my, werk saam met my, beweeg saam met my. En daai verantwoordelikheid, wat ons het, en hy sal sê, so vers 8, maar elkeen sal sy eie loon, volgens sy eie arbeid ontvang. Daar's 'n loon, wat ontvang word deur God. 'n God gegewe loon wat hy aan ons gee, en dis nie noodwendig vir hier op hierdie aarde nie. Dis vir die tyd wat kom. Nou, Walvisbaai Gemeenskapskerk, ons hartsbegeerte is om hier te kan groei, te kan leef, en dit wat ons leer te kan uitdra na wat buite is. Die medewerkers mag nou niks sê nie. Maar wat is die visie van die kerk? Enige iemand? U is welkom om dit hardop te sê. Wat is ons visie? Eugene, jy mag nie afkyk nie. Ek sien sy soek op papiere. Wat is die visie? Erna, dit help iets daar in jou boekie nie? As ons sê, die Here het ons 'n visie gegee, dit kom van hom af. Moet elkeen in die gemeente, wat 'n gemeentelid is, ons moet weet wat die visie is. Ons moet weet wat is dit wat die Here vir ons vra om te bou. Heel eerste, so. Hierdie is net hierdie is wat hoe noem jy kinders daai ding? 'n blitstoets. Ek het nie gestudeer nie, meneer. Om Jesus Christus intiem te ken en hom bekend te maak. Ons visie. Ons skryf dit in die muur, maar skryf dit op ons harte. Word dit op ons harte geskryf. Ek wil vir u vra vanoggend, kan ons, as u deel is van hierdie gemeente en u sê ek is 'n lidmaat in hierdie gemeente, moet hierdie in u hart geskryf word. Want dit is ons samentrekpunt om te kan sê, dis wie ons is. So kan ons dit saam sê. Kan ons daarop saam sê? Is ons reg? Is u reg? U mag nou praat in die kerk. Hier is daai kerk wat 'n mens kan praat. OK, kom ons gaan. Om Jesus Christus intiem te ken en hom bekend te maak. Om Jesus Christus intiem te ken en hom bekend te maak. En hoe gaan ons dit doen? OK, dis die volgende vraag. Ons is nou daar. Wat is die mission? How are we going to do it? Walvisbaai Gemeenskapskerk? Kom. Daar's 4 punte. Okay, that's a beautiful one, but that's not the mission. To spread the gospel.
Yes. You read it when you walked in and you are new here. Well done. I think we must walk in here again with new eyes. This young man says he's new here. He has seen it there, spread the gospel, he read it on the wall. Ek wil nie vanoggend u laat ongemaklik voel nie. Maar ek moet dit in ons harte vasmaak. Ons loop verby goeders wat die Here vir ons elke Sondag sê, dis hoekom jy hier is. Dis hoekom jy hier is. Net daai 4 punte. Bereik die nasies. Bereik die nasies. Maak disippels. Hoe? Deur God en mekaar lief te hê. Dis wat hy vir ons vra. As ek dink aan Walvisbaai Gemeenskapskerk, dis wat hy vir ons vra. Net so op die skouer. My kind, dis my visie vir waar jy is in hierdie gemeenskap. Meersig het 'n ander visie en 'n roeping. Hierdie ouens het hier 'n ander een. Werner hulle, Johnny Lee langsaan, JP daar aan die ander kant. Almal dit wat hulle is, bring die Here bymekaar en hy sê, maar die roeping wat ek vir jou het, lyk anders. Die prentjie is anders, maar hierso werk ons saam in hierdie lyn. So kan ons dit ook saam sê vir oggend. Is jy reg? Is jy reg daarmee? Okay, ons begin. Bereik die nasies en maak disippels deur God en mekaar lief te hê. Disippelskap is so 'n groot woord, maar is letterlik net om vir iemand langs jou te leer. Dis al. Dit wat in jou hart brand, om dit te openbaar aan iemand anders. Dis al. Daar's niks meer. Ek met hierdie verskriklike groot. Dis dit wat in jou hart brand, te openbaar aan iemand anders. Bereik die nasies. Ek wil hier uitnooi vir die van die wat nie in 'n Engelse diens al was nie. Hulle is hier. Hulle is hier. Die nasies kom Namibië toe op die stadium. Op die stadium, ek het gehoor, hulle wil 52,000 mense in die kusgebied oor die volgende tydperk moet gevestig word vir alles wat hulle beplan in Namibië. 52,000 mense. Hallo. How low can you go? Of is daar so iets? Nou as hierdie nasies hiernatoe kom, gaan ons sê, wat maak julle hier? Of ons sê, aha, die Here het jou gestuur, boetie. Come and sit here with me. I want to share something. Do you know Jesus? Is daar een ouetjie in Wendag gesê toe ons vir hom gevra, do you know Jesus? Sê, no, not immediately. Does he live around here? Sê, okay, we've got some work to do. Hulle gaan kom. En hulle gaan iets moet beleef. Hulle gaan iets moet sien. Hulle gaan iets moet kry wat meer is in myself is. Ons mag dan sê, ja, nou kom steel hulle ons werk en hulle kom doen dit en hulle ry die paaie nog vol gate, as dit nie genoeg gate is nie, en. Sê Vader, op my hart is geskryf, bereik die nasies. Op die stadium kan ek nie nasies toe gaan nie, maar hulle is hier. Hoe bereik ek hierdie ou wat nou in my werk instap? Met dit wat U in my hart laat brand. Ek ken U intiem, Jesus, en ek wil U bekend maak. Bou sy koninkryk. En die kerk is die oefenplek. Dis die oefenplek. Ek wil hier regtig uitnooi vir oggend. Hier wat Paulus vir ons sê, bou sy koninkryk. Maar kom ons kyk hoe ons bou. Kom ons bou met goud en ons bou met edelgesteentes. Ons bou met sy hartklop en sy hartklop is een ding. Kan ek gehoorsaam wees aan die Heilige Gees? Kan ek op die manier hoe hy met U praat, net reageer op daai stemmetjie van hom? Om iets oop te sluit van God se goedheid, iets oop te sluit van God se hart. Dis vir ons elkeen. Dis vir ons elkeen. Nou die van U wat nie weet nie, ons raad op die stadium lyk so. Jan van Heerden, hy maak die einde van die jaar klaar.
So dit is ons raad op die stadium. Einde van die maand, dan gaan hulle trek hulle ongelukkig windhoek toe, en dan vertrou ons weer die Here vir wie is daai ou wat nou daar moet inkom, en sy plek te kom neem, ook in dit wat die Here vir ons roep. So, dit is die raad, die ouderlinge wat ons ook om ken, die board in Engels, en so, dit is die ouens wat saam staan op die stadium. Nou, verskillende departemente gaan ek nie nou net aan kyk nie, maar ek wil net stil staan bietjie vir oggend, by Nehemia, en ek wil hiermee afsluit. Toe Nehemia geroep is, om die muur te gaan bou, was daar iets in sy hart wat gebreek het. Hy het gehoor, die mure is gebreek, die deure is afgebrand, en sy hart is gegryp. Waar kom dit vandaan? God het sy hart gegryp. Hy het wyn geskink vir die koning, en God gryp sy hart. En hierdie ding het vir my so in my lewe al baie beteken, hierdie sê ding, a God-given dream that changed my heart, in a God-favored man, make this a God-blessed world. A God-given dream, in a God-favored man. Nou sê, but I am not a favored man. As die Here met jou praat, dan is jy 'n favored man and woman. As jy bewus is van God se teenwoordigheid, as jy bewus is, as jy sy skrif lees en dit spring tot jou hart en jy praat, dan moet jy weet, you are favored because you experience God's grace. En dis vir almal. Almal. Elkeen wat hier sit, is verskillend. Verskillend, en die Here gaan direk met u praat op 'n baie besonderse manier. En wanneer ek reageer op God se woord, wanneer ek reageer op dit wat hy vir my vra, al hoe is dit, hoe klein of hoe groot, then the things change around us. Die dinge verander rondom ons. Nie vir my nie, maar vir hom. Maar baie keer wil ons nie in die situasie wees soos wil hy uitkom, want dit gaan oor my. Die Here sit my in 'n plek en sê, my kind, ek vertrou jou hier. Here, maar ek hou nie daarvan, ek wil nie hier wees nie, asseblief. Sê my seun, my dogter, ek het jou nodig hier in hierdie plek. Kan jy dit hier staan? So ek wil vanoggend hierdie by u los. Is daar 'n droom wat die Here al in u hart oopgesluit het? Is daar iets wat die Here al van u gevra het en u dink, maar ek is nie goed genoeg nie, of ek kan dit nie doen nie? Wil ek vir u vanoggend sê, dit is die Here wat dit kom inplant. Al wat hy van ons vra is, kan ek my plek inneem in daai bouproses? Kan ek my plek inneem in die groter prentjie? Ons gaan dit nie alleen kan doen nie. Ons kan dit nie alleen doen nie. A God-given dream entrusted to a God-favored man make this a God-blessed world. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Kan ons plek inneem in God se koninkryk, waar hy vir ons vra om te bou? Wil vir u vra om te bid, waar kan u ook hier in die gemeente betrokke raak? En regtig te kan help bou hier, maar nie om 'n kerk te laat shine nie. Hier waar ons kan oefen, hier waar ons kan leer by mekaar, hier waar ons opgewonde kan wees oor die Here, en hier waar ons vandaan kan uitgaan. En vir daar kom daar 'n ander borde agter by die deur, wat sê, now you enter the mission field. Daai bord moet opkom daarso. Now we enter the mission field. En ons gaan hierso in die voorportaal, gaan ons 'n wêreldkaart opsit, vir al die mense wat hier in hierdie gemeente 'n draai maak en besoek en wat vashaak, om 'n punt daar te kom neersit met 'n bord, dat ons kan sien, hoe lyk dit? Hoe lyk die wêreld wat al hiernatoe kom? En dit is 'n rol om dit te speel, om evangelie te kan dra na hulle toe. Dit is so kosbaar. Dit is so kosbaar. Hulle kom. Die mense kom. Mense, ek wil net sê die mense kom. Is ons reg vir hulle? Is ons reg vir die mense wat kom, of wil ek maar nie hulle moet hier wees nie?
Of ek nou wil leef nie, hulle kom. En die Here sê, wees reg. A God-given dream in a God-favored man make this a God-blessed world. May you be that. May you be it.